Numeri, hoofstuk 33. Dit is die roete wat die Israeliete gevolg het toe Moses en Aaron hulle volgens hulle leerafdelings uit Egipte laat wegtrek het. Presies soos die Here Moses opdrag gegee het, het hy hulle kampplekke neergeskryf. Dit is die lys van hulle staanplekke. Op die 15de dag van die eerste maand, die dag na die Pasga, het die Israeliete voor die oë van die Egiptenare uit Ramses weggetrek in 'n triomftog. Die Egiptenare was juis besig om hulle eersgeborenes te begrawe wat die Here onder hulle gedood het. Die Here het ook hulle gode getref. Hulle het die eerste keer by Sukkot kamp opgeslaan. Vandaar het hulle weggetrek en op die rand van die woestyn by Etam kamp opgeslaan. Van Etam af het hulle verder getrek tot by Pi-Hagirot. Dit lê oos van Baal-Sifon. Daar het hulle kamp opgeslaan net voor Migdol. Van Pi-Hagirot af het hulle deur die see tot in die woestyn getrek. 3 dagreise ver die Etam woestyn in, het hulle by Mara kamp opgeslaan. Van Mara af het hulle tot by Elim getrek en daar kamp opgeslaan. Daar was 70 palmbome en 12 fonteine. Van Elim af het hulle teruggedraai na die Rietsee en daar kamp opgeslaan. Van die Rietsee af het hulle getrek tot in die Sin-woestyn en daar kamp opgeslaan. Van die Sin-woestyn af het hulle getrek tot by Dofka en daar kamp opgeslaan. Van Dofka af het hulle na Alles getrek en daar kamp opgeslaan. Van Alles af het hulle getrek tot by Refidim, waar daar glad nie water was nie, en hulle het daar kamp opgeslaan. Van Refidim het hulle getrek tot in die Sinai-woestyn en daar kamp opgeslaan. Van die Sinai-woestyn af het hulle getrek tot by Kibrot-Ta'awa en daar kamp opgeslaan. Van Kibrot-Ta'awa af het hulle getrek tot by Gazerot en daar kamp opgeslaan. Van Gazerot af het hulle getrek tot by Ritma en daar kamp opgeslaan. Van Ritma af het hulle getrek tot by Rimmon-Peres en daar kamp opgeslaan. Van Rimmon-Peres af het hulle getrek tot by Libna en daar kamp opgeslaan. Van Libna af het hulle getrek tot by Risa en daar kamp opgeslaan. Van Risa af het hulle getrek tot by Kehelata en daar kamp opgeslaan. Van Kehelata af het hulle getrek tot by Haarsefer en daar kamp opgeslaan. Van Haarsefer af het hulle getrek tot by Garada en daar kamp opgeslaan. Van Garada af het hulle getrek tot by Maghelot en daar kamp opgeslaan. Van Maghelot af het hulle getrek tot by Tagat en daar kamp opgeslaan. Van Tagat af het hulle getrek tot by Terach en daar kamp opgeslaan. Van Terach af het hulle opgetrek tot by Mitka en daar kamp opgeslaan. Van Mitka af het hulle getrek tot by Gasmona en daar kamp opgeslaan. Van Gasmona af het hulle getrek tot by Moserot en daar kamp opgeslaan. Van Moserot af het hulle getrek tot by Bene Jaakan en daar kamp opgeslaan. Van Bene Jaakan af het hulle getrek tot by Gor Hagigat en daar kamp opgeslaan. Van Gor Hagigat af het hulle getrek tot by Jotbata en daar kamp opgeslaan. Van Jotbata af het hulle getrek tot by Abrona en daar kamp opgeslaan. Van Abrona af het hulle getrek tot by Esion-Geber en daar kamp opgeslaan. Van Esion-Geber af het hulle getrek tot by Kades wat in die woestyn lê en daar kamp opgeslaan. Van Kades af het hulle getrek tot by die berg Hor wat aan die grens van Edom lê en daar kamp opgeslaan. Op die 5de dag van die eerste maand in die 40ste jaar nadat die Israeliete uit Egipte opgetrek het, het die Here vir die priester Aaron opdrag gegee om die berg Hor uit te klim en daar te sterf. Toe Aaron die berg Hor uitgeklim het, was hy 123 jaar oud. Toe het die koning van Arad, 'n Kanaaniet, te hore gekom dat die Israeliete op pad was. Hy het in die Negev, die suidland van Kanaan, gewoon. Van die berg Hor af het hulle getrek tot by Salmona en daar kamp opgeslaan. Van Salmona af het hulle getrek tot by Pinon en daar kamp opgeslaan. Van Pinon af het hulle getrek tot by Obot en daar kamp opgeslaan. Van Obot af het hulle getrek tot by Ije-Abarim wat aan die grens van Moab lê en daar kamp opgeslaan. Van Ije-Abarim af het hulle getrek tot by Dibon-Gad en daar kamp opgeslaan. Van Dibon-Gad af het hulle getrek tot by Almon-Diblatayim en daar kamp opgeslaan. Van Almon-Diblatayim af het hulle getrek tot by die Abarimberge en daar net voor Nebo kamp opgeslaan. Van die Abarimberge af het hulle getrek tot in die vlaktes van Moab en daar reg oorkant Jerigo by die Jordaanrivier kamp opgeslaan.
Hulle kamp het gestrek vanaf Bet-Jesimot tot by Abel-Sitim, al langs die Jordaanrivier in die vlaktes van Moab. Daar langs die Jordaanrivier, teenoor Jerigo, in die vlaktes van Moab, het die Here vir Moses gesê: Jy moet vir die Israeliete sê: Wanneer julle oor die Jordaan trek en Kanaan binnegaan, moet julle die inwoners van die land verdryf. Hulle afgodsbeelde van hout en goud moet julle ook stukkend kap, en hulle offerhoogtes moet ook verwoes word. Dan moet julle die land in besit neem. Julle moet daarin woon, want ek het die land as 'n besitting aan julle gegee. Volgens julle families moet julle die land onderverdeel deur loting. Julle moet 'n groter stuk erfgrond gee vir die wat baie is, en 'n kleiner stuk erfgrond gee vir die wat minder is. Die land moet volgens julle stamme verdeel word. Maar indien julle egter nie die huidige inwoners verdryf nie, sal hulle soos splinters in julle oë en soos dorings in die sy wees, en hulle sal oral teen julle veg. Dan sal ek aan julle doen wat ek van plan was om aan hulle te doen.